Goeiedag en welkom by Tabernadei se Opstandingssondag uitsending. Die feit dat jy sê jy's 'n Christen, beteken by implikasie dat jy sekere keuses gemaak het en dat jy kies om Jesus te erken as die Seun van God en jou verlosser en saligmaker. Maar op hierdie Opstandingssondag wil ek jou uitdaag om van vooraf vir jouself te besluit. Hierdie naweek herdenk Christene wêreldwyd die grootste gebeure van alle tye. Ons herdenk die wrede gebeure van die Vrydag, hoe dat Jesus gemartel en gekruisig is, maar baie meer nog, die feit dat hy die Sondag opgestaan het, en dat ons as Christene bely dat hy lewe, hy het aan 'n klomp mense verskyn na sy opstanding, maar hier's die vraag, hoekom is sy opstanding in 2025 nog steeds so belangrik? Vir my is dit belangrik omdat dit 'n klomp goed bewys, waarby ek net by 3 bewyse wil stilstaan, en dan wil ek jou uitdaag om van vooraf 'n keuse te maak, van vooraf te besluit wie hy vir jou is en hoe jy oor hom voel. So hier's nommer 1, Jesus se verhoor was 'n bewys van sy missie. Die feit dat hy gebore is om te sterwe, soos wat ons Vrydag gesê het. Daar was 'n plan van aksie. God het besef, die mensdom gaan verlore, hy stuur sy seun, Jesus is bereid om te kom en in ons plek te sterwe. En dan, wanneer hy in die geheim gearresteer word, vanuit die vrees van die mense dat hulle nie hom voor die skare wil in hegtenis neem nie, want dan gaan daar 'n oproer wees. Nou doen hulle dit in die geheim, en dan gaan hy, lyk dit vir ons, deur nie minder nie as 6 verskillende verhore. 3 van dit is godsdienstige verhore, voor Annas en Kajafas en voor die Sanhedrin. Dan gaan hy ook deur 3 sekulêre verhore. Hy verskyn eers voor Pilatus, dan voor Herodes, dan weer voor Pilatus. En die enigste klag wat standhou, al die ander vind hulle nie genoeg bewyse nie. Die valse aantuigings weerspreek mekaar, maar die enigste een wat standhou teen hom, is die feit dat hy gesê het, hy is die Seun van God. Gaan lees gerus Matteus 26 van vers 57 en verder, ek wil net enkele van die verse lees. Vers 59 sê die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. Vers 62, daarop staan die hoofpriester op en sê vir hom, antwoord u niks nie. Wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly. En die hoofpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer jou, u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. Jesus antwoord hom, u het dit gesê. Vers 67, toe het hulle in sy aangesig gespieg, hom met die vuis geslaan, ander het hom met stokke geslaan en gesê, profeteer vir ons Christus, wie is dit wat u geslaan het? Let daarop dat Jesus nooit in sy aardse bediening gesê het dat hy 'n goeie mens is nie. Hy het nooit na homself verwys as 'n groot profeet of een of ander morele leier ensovoorts nie. Sy enigste aanspraak was, ek is die Seun van God. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So kom ons veronderstel net gou vir 'n oomblik, hipoteties gesproke, ek maak sekere stellings oor myself, oor Theotron. Ek sê byvoorbeeld vir jou, ek is 'n goeie leermeester. Of ek sê vir jou, ek is 'n goeie, sterk, morele, etiese leier. Dan het jy een van 2 keuses. Jy kan my glo en sê, ja, dit is so, ek glo wat jy sê. Of jy kan sê, ek stem nie met jou saam nie. So jy kan met my saamstem of van my verskil. Maar die oomblik wanneer ek 'n uitspraak sou maak om te sê, ek wat Theotron is God, dan begin jy ander keuses moet maak. Dalk is daar meer as hierdie 3 wat ek noem, maar aan die een kant gaan jy dink ek is mal. My kop het my gelos, ek hoort in een of ander inrigting. Dalk gaan jy voel, ek probeer jou mislei. In die dag waarin ons lewe is daar soveel scams. Ek is besig met 'n scam, ek gaan iewers probeer om geld uit jou sak uit te kry. Maar die ander opsie is, as jy glo dat dit wat ek sê die waarheid is, gaan jy nie anders kan as om voor my neer te val
en my te begin aanbid nie. Nou dink vir 'n oomblik aan hierdie gebeure. Elkeen moes 'n besluit maak, is hy wie hy sê hy is? En in hulle geval, al hierdie verhore waarvoor hy moet aantree, hulle bevind hom onskuldig, maar nie een van hulle besef wie hy regtig is nie. Dink jy wat na my kyk of luister? Dink jy dat hy werklik God is soos wat hy sê hy is? Want as jy ja sê, is dit nie so eenvoudig nie. Dan moet jy besluite maak. Hier is die punt wat ek probeer maak. Hy kan nie net 'n goeie mens gewees het nie. Hy kan nie net 'n groot profeet gewees het, of 'n eties-morele leier nie. Want hy het sekere eise gemaak, hy het claims oor homself gemaak om te sê, ek is die seun van God. So as hy 'n goeie leier was, sou hy nie hierdie goed gesê het nie, want dan was dit leuns. So as hy gelieg het, kan ons nie sê hy was 'n goeie mens of 'n goeie leier of 'n groot profeet nie. So jy het eintlik nie daai opsie oor om soos baie mense in 2025 te sê, ja, Jesus het gelewe, en hy was 'n goeie mens, en hy was 'n groot profeet nie. Nee, as hy is wie hy sê is, dan is hy die seun van God. As hy dit nie is nie, was hy 'n leienaar. Ek en jy glo hy was dit. Maar as ons glo dat hy dit was, as dit ons gevolgtrekking is, dan moet dit 'n reaksie ontlont by ons. Dan is hy die God, die verlosser, die saligmaker. Hoor hoe sê hy dit in Johannes 12? Hy sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Enige tyd in hierdie verhore waarin hy verskyn het, kon hy dit gestop het. Hy kon bewyse gelewer het daar en dan. Maar hier is die ding, hy kies om stil te bly, want dit was deel van die plan. Hy moes skuldig bevind word. Hy moes ter dood veroordeel word. Hy moes gaan sterwe. Want dis hoekom hy aarde toe gekom het. Vir jou en vir my. Dis die bewys en die rede en die doel hoekom hy aarde toe gekom het. Hier's nommer 2. Jesus se dood is 'n bewys van sy passie. So nommer 1 het ons gesê, Jesus se verhoor is 'n bewys van sy missie, die plan waarmee hy gekom het. Nommer 2, sy dood is 'n bewys van sy passie vir jou en my. Jy het baie gelees, baie gehoor oor die wreedheid van die kruisdood. Dit was verskriklik en ek dink nie iemand kan dit met reg uitbeeld nie, hoe dat hierdie onmenslike wreedheid aan hom gepleeg is nie. Hulle hou hom wakker vir ure, hulle verneder hom, hulle martel hom. Daai kats met die 9 toutjies waarmee hy geslaan word, elke toutjie het weer 3 toutjies aan met 'n stuk yster of 'n been aan. So in effek, die 39 houe word eintlik 39 maal 9 houe. Hoe dat dit sy vleis uit mekaar uitskeer. Hoe dat spykers in sy gewrigte ingekap word. Hoe dat hy sukkel om asem te haal, meer nog om asem uit te blaas. En hoe dat hy uiteindelik versmoor aan 'n kruis. Hoekom doen hy dit? Hoekom verlos hy hom nie? Want hy kon, soos wat die omstanders hom spot nie. Hoekom klim hy nie af nie? Want dit bewys sy liefde vir jou en my. Die rede hoekom hy gekom het, die passie waarmee hy jou liefhet. Hierdie mission impossible, wat vir hom mission possible word, wanneer hy aarde toe kom, om die mensdom van hulle sonde te verlos. Romeine 5 sê dit so, hy sê, God is heeltemal anders as ons. Hy wys juis hoe lief hy ons het, deurdat Jesus in ons plek dood gegaan het, toe ons almal nog 'n spul sondaars was. Hy bewys sy liefde, deur sy missie end uit te voltooi. Hier's die laaste punt, wat ek vandag wil maak. Sy opstanding is 'n bewys van sy krag. Die grafte in die antieke tye was meestal tipe van grotte, gate, wat daar 'n groef was waarin 'n klip gerol is om die graf te seël. Mense is in lappe toegedraai, hulle was nie in kiste gewees nie. Ironies dat die mense wat sê hy kan nie doen wat hy sê nie, wat glo hy sal nie opstaan nie, dat dit juist hulle is wat vereis daar moet wag te wees om hom op te pas, dat hy nie dalk opstaan nie. Maar wat Jesus so spesiaal maak, is nie net die feit dat hy aarde toe gekom het as mens nie. Dis nie net al die wonderwerke wat hy gedoen het terwyl hy op aarde was nie. Dis selfs nie eers die feit
dat hy daardie Vrydag gekruisig is vir jou en my nie. Die grootste deel van hierdie is die feit dat hy opgestaan het. Die enigste godsdienstige leier ooit wat daardie claim kan maak. Ek was dood, maar ek het opgestaan. Ek lees 'n artikel en ek wil dit graag vir jou lees in die Newsweek, wat nie 'n Christelike tydskrif is nie. Daar's 'n berig wat sê, The risen Christ is the center of Christian faith, the mystery without which there would be no church, no hope of eternal life, no living Christ to encounter today. No other historical figure has ever made this claim that he was raised from the dead. It was this appearance of the resurrected Christ that lit the flame of the Christian faith. It wasn't the morality of the Sermon on the Mount which enabled Christianity to conquer Roman paganism, but it was the belief that Jesus was alive. He'd been risen from the dead. Die viering van hierdie naweek het niks te doen met paaseiers en hasies en hotcross buns nie. Dis ook nie 'n viering van een of ander goeie morele leier of groot profeet nie. Dit het alles te doen met Jesus wat sy krag kom wys deur graf, dood en hel te oorwin en my en jou saam te vat op daardie tog. Paulus skryf dit so, ek lees uit die Boodskap Bybel uit Romeine 1. Hy sê toe Jesus na sy kruisiging uit die dood opgestaan het die Heilige Gees aan hom die heel belangrikste posisie in die hemel gegee. Hy is daar in die hemel triomfantlik as die seun van God aangewys. Daarom besit hy nou al die mag in die hemel en op aarde. Die Living Bible sê, he proved he was the mighty Son of God. Na beraming het Jesus in die 40 dae na sy opstanding en voor sy hemelvaart aan meer as 500 mense verskyn. Mense wat hom gesien het en daarvan getuig het. Hoe sou jy voel as jy dalk een van sy aanklaers was, of een van sy martelare was, en ewe skielik loop jy hom in die straat raak. Maar hoe laat dit jou voel, as jy hierdie getuienisse hoor en hierdie goed sien? Hulle het hom verhoor en hom skuldig bevind, terwyl hy eintlik aan niks skuldig was nie. Hulle het hom gemartel en gekruisig, maar deur sy opstanding bewys hy dat hy is wie hy sê hy is. Hy bewys dat hy alle mag in die hemel en op aarde besit. En nou al wat oorbly is, ek en jy moet vir onsself besluit. Is hy wie hy sê hy is? Glo jy dat hy is wie hy sê hy is? As jy dit glo, dan gaan dit 'n reaksie van jou kant af vra. Dalk moet jy vandag net weer vir hom jammer sê oor die goed wat jy verkeerd doen. Dalk moet jy vandag opnuut hom verklaar as die koning van jou lewe. Dalk moet jy ook so baie ander en selfs die mense wat rondom die kruis was, 'n hoofman oor 100 neerval en erken hy is waarlik wie hy sê hy is en hom aanbid as die koning van konings. Kom ons bid. Vader, as Jesus gekom het en nie gesterwe het nie, was alles te vergeefs. Maar as Jesus gesterwe het en nie opgestaan het nie, was alles steeds te vergeefs. Maar nou is hy gebore, hy het gesterwe om die offerlam van God te word en my sondes weg te neem, maar hy het nie dood gebly nie. Graf, dood en hel is oorwin en ons vier dit vandag. Jesus het opgestaan, hy lewe tot in ewigheid, hy is wie hy sê hy is en hy kom gou weer om die kerk as sy bruid te kom haal. Help vir my en elkeen wat hierna luister, om so te lewe, dat as Jesus kom, ons gereed sal wees om saam te gaan. Ons eer U vir die goedheid en die guns, ons is dankbaar, ons het U lief, ons aanbid U, in Jesus naam, amen.